When you stand before the battle line, do not fear the sword or the enemy's sign. For Yahweh your Elohim goes with you to war. He fights your battles like the days of before. The trumpet sounds, the earth will shake, yet his people stand for his name's sake. Do not be afraid, so the Torah commands. For fear is sin when Yahweh strengthens your hands. We rise, we stand, for Yahweh leads this holy band. The battle is his, the victory true. The northern army comes like a storm. We march in your power, steadfast and strong. Your word is our shield, your Torah our blade. No fear in our hearts, no retreat, unafraid. The priest shall speak to the men that day. Let not your hearts tremble, turn not away. Do not panic, do not run, for Yahweh goes with you. He is the mighty one. The officers speak, the ranks stand tall. Those who fear are dismissed, lest they weaken all. But the brave remain, Yahweh's chosen few, a faithful army, loyal and true. We rise, we stand, for Yahweh leads this holy band. The battle is his, the victory true. O Father of hosts, we will not fear you. The northern army comes like a storm, but we march in your power, steadfast and strong. Your word is our shield, your Torah our blade. No fear in our hearts, no retreat, unafraid. Unafraid. A nation comes from the north like fire. They march like thunder, their eyes with desire. A people mighty, none before, a shaking earth, a roaring war. But Yahweh thunders from the sky above, and guards his people with covenant love. For those who stand in his holy way, the northern army will flee away. My people, be strong, listen to my words, my instructions, my ways for you will not fall. If you keep my statutes, for I will fight through you. For the hidden creed, we will share. Hallelujah, hallelujah, hey. Hallelujah, hey. Hallelujah, hey. Hallelujah. He goes before us, a flame at night. He stands behind us, a wall of light. The mountains tremble, the darkness flees, for Yahweh fights our enemy. We rise, we stand, for Yahweh leads this holy band. The battle is his, the victory true. Oh Father of hosts, we will not fear you. Let the nations gather, let kingdoms roar. We walk in your strength forevermore. Your Torah our banner, your name our cry. With Yahweh of hosts we will not die. We will not die. Oh, Yahweh, commander of all armies, teach our hands to war, our hearts to trust, our spirits to stand firm. For fear is not our portion, courage is our command. Welkom almal en Shabbat Shalom. Ek en Angie het vandag vir julle net ons het vir julle 'n stukkie voorberei wat ons gaan praat oor vrees en moenie vrees nie, as ook Vader se beskerming in die tyd vir die tyd wat kom, né? So ons het altyd 'n bietjie van 'n verskillende oogpunt hierso op, maar ek glo dit sal alles saamwerk. Dit eer en verheerliking van Vader se naam.
So, ek weet nie, Angie, wil jy dalk begin of moet ek begin? Ja, ek sal begin. Okay. Alright. Die stukkie wat ons vandag, in die tye wat ons leef, in ons daaglikse lewe, selfs om winkel toe te gaan, is stres. Besig om te dra. Stopstrate en verkeersligte, selfs net in 'n stilpad afry of 'n besige pad. Ons is konstant nervous. Wel, ek is seker die res van julle voel ook so. In die aande sluit ons onsself toe agter tralies met panic buttons, en 'n ander staat op nie. En vrees het so deel van ons lewens geword. Dit nie meer erken van wat dit is nie. Ons is in 'n konstante toestand en onsekerheid. Dit is deel van ons daaglikse lewe. Maar volgens skrif en Vader se wil, moet ons nie vrees nie. En so ek begin hier by 2 Timoteus 1 vers 7. Want Jahwe het ons nie 'n gees, maar van krag en liefde en selfbeheersing. In Jesaja 51 vers 12 tot 13. Ek is hy wat julle troos. Wie is jy dat jy bang is vir die mens wat sterf en gemaak is, sodat jy Jahwe wat jou gemaak het vergeet. Al uitgesprei en Sorry Angie, jy breek vreeslik op. Dalk moet jy vir eers net jou kamera afsit. Ek dink die sein is nie lekker vandag met hierdie bewolkte weer by ons nie. So jy hak heeltyd vas. Kyk as jy jou kamera afsit of dit beter werk. Is dit 'n bietjie beter? Ja, gaan bietjie. Ja, kom ons kyk, gaan aan. Okay, ek gaan net 'n paar stukkies teruggaan. Ek gaan weer by Jesaja 51 vers 12 tot 13. Ek is hy wat julle troos. Wie is jy dat jy bang is vir die mens wat sterf en vir die seun van 'n mens wat soos gras gemaak is, sodat jy Jahwe wat jou gemaak het vergeet, wat die hemel uitgesprei en die fondasies van die aarde gelê het, dat jy voortdurend die hele dag vrees as gevolg van die woede van die onderdrukker, soos hy gereed maak om te vernietig. Waar is woede van die onderdrukker? Dit verwys na Levitikus 26 vers 13 tot 39 vir die straf wat ons sal oorkom wanneer ons Jahwe se reëls verwerp. Maar wanneer ons weer terugdraai na Vader se wil en doen wat goed en reg is in sy oë, sal hy ons weer beskerm vanaf vers 40 tot 46. So hier is alles in Levitikus 26. Dan wil ek net vir julle 'n stukkie lees uit 26 vers 44. Tog, na alles, wanneer hulle in die land van hul vyande is, sal ek hulle nie verwerp nie en sal ek hulle nie veraskie nie, sodat ek hulle sou vernietig en my verbond met hulle sou verbreek nie, want ek is Jahwe, hulle God. Die ding is wat ons ook moet onthou, is ons is nou in 'n tyd van ballingskap. Hierdie is ons straf, omdat ons afvallig geraak het van Vader se wil en weë, omdat ons ons eie ding begin doen het. En wanneer 'n mens dit so begin sien, is dit amper 'n bietjie meer verdraaglik, maar ons besef ook dat ons moet deurbreek, ons moet vashou, en ons moet net aan Vader ook vashou. En in die boek van Nenazarim sê die Messias in hoofstuk 19 vers 58, do not fear because of the destruction of the body. Remember all I have told you, but be staunch and steadfast. For as they have persecuted me, so they will persecute you. Remember, I have overcome the fears of the flesh. This is my conquest. I will now reveal my secret of glory, or the secret of my glory. It is the dedication to service. And that glory is the heritage of all men. So wat Yeshua hier sê is om vas te staan in Vader se diens, om te doen wat goed en reg is en te wandel in sy weë. En dit is eintlik 'n eer wat vir al die mense gegee is. Maar op die einde is daar net 'n paar wat dit kies. So dit is die hele geheim is om vas te hou en Vader se wil te volg. In Matteus 10 vers 28. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. En in 2 Esdras 15 vers 3 tot 4. En vrees nie die gedagtes teen jou. Laat die ongelowigheid van hulle wat teen jou spreek jou nie hinder nie.
want al die ongelowiges sal sterf in hulle ongelowigheid. In Psalm 23 vers 1 tot 6. 'n gedig van Dawid met instrumentale musiek. Jahwe is my herder, ek sal niks nodig hê nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy lei my langs rustige waters. Hy vernuwe my lewe. Hy lei my op die paaie van onpartydige opregtheid, ter wille van sy naam. Al loop ek deur die vallei van die skaduwee van die dood, sal ek geen boosheid vrees nie, want U is by my. U stok en U staf, hulle vertroos my. U berei 'n tafel voor my, voor in die teenwoordigheid van my teestanders. U salf my kop met olie, my beker loop oor. U goedheid en onverdiende guns sal my sekerlik volg al die dae van my lewe, en ek sal vir ewig in die huis van Jahwe bly. En dan het ek net hierso 'n stukkie ook wat so wie moet ons vrees? Want in al die skrifte wat ek nou gelees het, sê dat ons nie die mens en die wêreld en ons vyande moet vrees nie, maar dat daar's wel iemand wat ons moet vrees. En in Sirach 1 vers 20, vanaf vers 24 tot 26. Eers 20. Die wortel van wysheid is die vrees van Jahwe, en haar takke is lengte van dae. Die vrees van Jahwe verdryf oortreding, en waar sy teenwoordig is, wen sy toorn af. En dan 24 tot 26. En die skatkamers van wysheid is spreuke van verstand, maar die vrees van Elohim is 'n gruwel vir die wettelose. Het jy behaag in wysheid, bewaar die gebod, en Jahwe sal haar vir jou vermeerder. Want wysheid en tug is die vrees van Jahwe, en sy welgevalle is trou en oormoed. Wanneer ons in Vader se weë wandel, beskerm hy ons. Hy sal wraak neem op die wat ons teenstaan, sleg praat en sleg behandel. Ons hoef nie enigiets te doen nie. Deuteronomium 32 vers 35. Wraak en die terugbetaling is myne. Kort voorlank sal hulle voet gly, want die dag van hulle ondergang is naby, en wat hulle oor moet kom, haas op hulle af. In Sagaria 2 vers 8. Want so sê Jahwe Sebaot, verlof, eer en waarde het hy my gestuur teen die nasies wat julle geplunder het. Want hy wat julle aanraak, raak my oogappel aan. Jesaja 49 vers 25. Ekskuusie. Waarlik, so sê Jahwe, selfs die prooi van die magtige man sal weggevat en die gevangenes van die wreedaard bevry word. Want ek sal die een teenstaan wat jou teenstaan, en ek sal jou kinders red. Psalm 105 vers 15. Dat hulle aan sy gesalfdes nie sal raak en sy profete kwaad aandoen nie. Matteus 25 vers 40. Die koning sal antwoord en vir hulle sê, dit is waar, ek sê vir julle, in die mate waarin julle dit gedoen het, vir een van die onbelangrikste van hierdie broers van my, het julle dit vir my gedoen. So in die tye wat ons leef, weet ons wat voor lê. En dit is nie maklik om jouself te keer wanneer jy wil vreesbevange raak nie. Maar dit is belangrik dat ons onsself herinner aan Vader se beloftes. Wanneer ons skrif gebruik om ons vrese te verdryf, sal ons met tyd sterker word. En dit sal makliker word om nie toe te laat dat vrees en angs ons oorval nie. Want wanneer ons fokus op wat belangrik is, soos die Messias self gesê het, om gehoorsaam te wees en te doen wat Vader van ons vra, om skrif te ondersoek, en Vader se hand en leiding te vra met alles, sal ons nie tyd hê om na die wêreld se lawaai te luister nie. Want die vyand gebruik vrees om ons te beheer. En dis hoekom skrif ons konstant herinner om nie te vrees nie. En dat ons net Vader moet vrees, want hy is in beheer van alles en weet wat vir ons voorlê. Dit is my stukkie wat ek wou deel. Dankie Susie. Weet jy, ek dink ek gaan my kamera ook net afhou. Vir eers, ek is net bang hy hak ook vas hier, so ek weet nie wat gaan aan met die sein deesdae nie. Ja, my sein is ook baie laag. Ek weet nie wat gaan aan nie, selfs op die fone en so aan, en dis net vir die laaste ruk is dit vreeslik. Hulle vra hierso vir jou vers in Jesaja, hulle sê hulle het hom nie mooi gehoor nie. O, kom ons kyk gou. Die 49 vers 25. Ja, die laaste een wat jy gelees het, ja. Ja, 49 vers
25. Okay, cool. Alright, so ek gaan nou nie my gesiggie vir julle wys nie, sodat ons eerder die audio reg kry as wat julle in my bakkies moet vaskyk. Kyk, ek en Angie gaan nou nie deur die verse en jy weet vergelyk is ook ek gaan jy het hierin gelees, ek gaan hom nie lees nie. So as jy 'n bietjie van 'n jy weet weer herlees word, dit is maar net om die hele idee van wat ek ook by het by mekaar te bring. So sorry vir dit, Ja. maar ons sal weer deel op die groepie, so julle hoef nie Ja, te ja, veel ons te sal stres. weer ons notas met julle deel. Okay. Ja. Ja, so ons sal julle hoef nie te veel te stres oor die vers nie, ons sal weer als met julle deel die notas. So myne gaan begin in Genesis 26 vers 24. En Jahwe het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê, ek is Jahwe van Abraham jou vader, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Ek sal jou seun en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham my knegt. In Numeri 14 vers 9. Wees nie teen Jahwe opstandig nie. En wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk en Jahwe is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. In Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. In Josua 1 vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Die Engelse vers lees so. Have not I commanded thee, be strong and of good courage, and be not afraid, neither be thou dismayed, for Yahweh thy God is with thee, whithersoever so thou goest. Goodness, daai woorde. Anyway, die woorde hierso van strong and courageous, vertaal na Hebrews as kazakemats. A primitive root to fasten up, hence to seize, be strong, figuratively courageous, causatively strengthen. So amats beteken a primitive root to be alert, physically on foot or mentally encouraged. Confirm, be courageous of good courage, steadfastly minded, strong. So kazak amats, be strong and of good courage. Dis eintlik dan as ons hom so wou lees, né? Psalm 27 vers 1 sê, Jahwe is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Jahwe is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. Jesaja 43 vers 1, maar nou, so sê Jahwe jou skepper, o Jakob, jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Jesaja 43 vers 2, as jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Hierdie verwys ook maar na ons trials, trials by fire, en diepe waters wat ons baie keer deurgaan. As ons nie deur dit gaan nie, gaan ons nie skoon gewas word, of deur die vlam gepurify word nie. Dis nodig vir ons as gelowiges in Jahwe, en op die pad wat ons wandel, om daai nodige goed deur te gaan. Want in dit toets Vader ons, resolve, as ek 'n Engels woord kan gebruik, maar hy maak ook seker dat ons 100% aan hom wil behoort. En deur daai trials of fire en diepe waters wat ons gaan, word ons versterk. So dit is net vir my mooi daar wat hy sê, ewen al gaan jy deur hierdie goed, dit sal jou nie oorweldig nie, jy sal nie vergaan nie, want ons krag is in Vader, né? In Lukas 12 vers 32, moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. Dis vir my so mooi daai. Die klein kindertjie verwys na die klein remnant, wat aan die einde van dae tot Vader gaan terugkeer. In die apokryfe geskrifte lees ons in die wysheid van Salomo 1 vers 11, bewaar julle dan van nuttelose murmurering, weerhou julle tong van kwaadspreek, want selfs 'n geheime woord gaan nie ongestraf verby nie, en 'n leuenagtige mond maak die siel dood. So vrees vir Elohim bring reinheid van hart en tong, want jy weet, daar kom straf, as jy verkeerde goed sê van iemand, of as jy verkeerde goed dink van iemand.
Ons is almal maar geneig om tot conclusions te jump. Hulle sê first impressions last. Maar Vader vermaan ons om eerder die vrugte te toets, né? As wat ons net iemand sien en snel afleiding te maak van die persoon. Ons moet hulle eers toets, né? In Sirach 2 vers 8, julle wat Jahwe vrees, vertrou op hom, en julle loon sal nie ontbreek nie. So hier word ons vermaan om net Jahwe alleen te vrees, niks en niemand anders nie. Sirach 34 vers 14, die gees van die wat Jahwe vrees sal lewe, want hulle hoop is op hom wat hulle red. 1 Henog 61 vers 3, en die uitverkorenes sal staan voor hom sonder vrees, want Jahwe van die geeste het hulle bevestig. So net 'n samevatting van hierdie skrifte is dat vrees vir mense bring 'n stryk, vrees vir Jahwe bring wysheid en lewe, onreg en skuld kweek innerlike vrees. Vertroue op Jahwe verdryf vrees. En die regverdige sal uiteindelik sonder Torah, die verbond en die vervloekinge. In Levitikus 26 vers 14 tot 17. Maar as julle na my nie luister nie en al hierdie gebooie nie doen nie, dan sal ek dit ook aan julle doen. Ek sal verskrikking oor julle beskik. Julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie. Levitikus 26 vers 36. En aan die van julle wat oorbly, sal ek vreesagtigheid in hulle hart gee, in die lande van hulle vyande en die geritsel van 'n blaar sal hulle vervolg. So hierdie verwys nou na mense wat land uitvlug oor die toestand van die land wat ons in is. Maar as ons dink in die tyd van Israel se verstrooiing of toe hulle in ballingskap gevat was in die tyd van Jesaja, het Vader gesê, as jy vlug, gaan jou straf jou volg. Ek weet baie van ons broers en susters sit oor see vandag vir werksgeleenthede, maar ook vir die geweld in onveilige toestande wat ons in leef. Maar Vader sê, jy kan vlug, maar jou straf gaan jou volg. Jy gaan daar ook in vrees leef. Jy gaan daar ook getoets word. So ons moet verstaan dat ons kan nie ons straf ontvlug wanneer ons wegdryf van Vader se Torah af nie. Deuteronomium 28 vers 20. Jahwe sal teen jou uitstuur die vloek, die verwarring en die dreiging, omdat jy my verlaat het. Deuteronomium 28 vers 65 tot 67. En onder die nasies sal jy geen rus hê nie, maar Jahwe sal jou daar 'n bewende hart gee, 'n kwynende oor en 'n versmagting van siel. En die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre vanweë die vrees in jou hart. Hier is eintlik vir my so skerry vers daai, want is dit nie hoe ons leef vandag nie. Hoeveel van ons is dit antwoord, bid vir Vader se beskerming terwyl ons slaap, want ons weet wat kan kom deur die nag, né? En dan breek die oggend aan, dat ons vrees, want nou moet almal in hulle eie park, jy weet, in hulle eie rigtings inskiet, die mans gaan werk, en party van die kinders, van julle se kinders moet skool toe gaan, en dan is dit 'n nuwe vrees, soos Angie gesê het, jy weet, selfs al gaan ons net winkel toe, even nou die dag is ek alleen winkels toe gewees, want dis veiliger vir my as om die kleintjies by die huis te los, as om met my hele gespuis die winkels in te vaar. Want ons weet vandag se tyd, dis gevaarlik, ek meen hulle probeer jou kind uit jou arms uitruk in checkers, dis scary tye wat ons in leef. Wanneer jou Vader sê, moet niemand vrees behalwe my nie, ons sukkel daarmee. Want even terwyl ek winkels toe ry, bid ek heeltyd vir Vader se hand oor my. Dat niks sal gebeur nie, dat die kinders by die huis veilig sal wees. Dis 'n konstante battle of the mind wat ons het, wat ons heeltyd ons gedagtes moet keer en onsself herinner, maar Vader is in beheer, moet niemand vrees behalwe hom nie. So hier sien ons ongehoorsaamheid bring innerlike vrees en uiterlike verdrukking. Want wat doen ons nou? Ons sluit onsself toe, né? En as jy in die kar ry, en by 'n stopstraat stop, of 'n robot, jy kyk oral om jou, jy ry nie in jou kar sonder om die deure te sluit en die vensters op te draai nie. Dis 'n verskriklike tyd wat ons leef. Profete, oordeel en verdrukking. Jesaja 8 vers 12 tot 13. Julle mag nie vrees wat hulle vrees nie. Jahwe sê vir hom moet julle heilig, en hy moet julle vrees, en hy moet julle verskrikking wees. Jesaja 66 vers 4. Ek sal hulle ook teëspoed kies, en hulle bring wat hulle vrees, omdat ek geroep het en niemand geantwoord het nie. Jeremia 42 vers 16 tot 17. Die swaard waarvoor julle vrees, sal julle daar in Egipte inhaal.
en niemand van hulle wat oorbly sal ontkom nie. Sefanja 1 vers 14 tot 17. Naby is die groot dag van Jahwe, 'n dag van benoudheid en angs. Ek sal die mense benoud maak, sodat hulle sal wandel soos blindes, omdat hulle teen Jahwe gesondig het. In die Nuwe Testament lees ons van die tyd van verdrukking in Matteus 24 vers 9 tot 13. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en baie sal struikel en mekaar verraai, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. In 2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 9, wanneer Jahwe van die hemel geopenbaar word, 'n vlammende vuur, om wraak te oefen op die wat Elohim nie geken het, en die wat die evangelie nie gehoorsaam het nie. Hebreërs 10 vers 26 tot 27, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir sondes oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel. Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges, hulle deel is in die poel van vuur en swaal. So vreesagtiges word hier verbind met agtvalligheid en ongeloof. Dis die straf, dis die judgment wat kom. In die apokryfe geskrifte lees ons in die wysheid van Salomo 3 vers 10. Maar die goddelose sal straf ontvang volgens hulle gedagtes, omdat hulle die regverdige verag en van Jahwe afgewyk het. Wysheid van Salomo 17 vers 10. Want boosheid is laf en deur haar eie getuienis veroordeel, deur 'n verskrikte gewete verwag sy altyd swaar dinge. Nou, ek wil net vir hierdie stukkie bietjie meer uitmekaar uittrek. Hoeveel van julle lê baie keer laat in die aand en wonder wat kan verkeerd gaan met die kinders, met ons mans, met ons? Hoeveel van ons conjure hierdie vreeslike scenario's op in ons kop om onsself amper half voor te berei daarvoor? Ek weet ek doen. Ek dink dit is deel van die vrou se straf, né? Want dit sê daar so ons gaan vir ewig bekommerd wees, basically. Hierdie vers sê nou vir ons weer, ek gaan hom weer lees. Want boosheid is laf en deur haar eie getuienis veroordeel. Deur 'n verskrikte gewete verwag sy altyd swaar dinge. Nou ons het almal verskrikte gewetes in die sin van ons is al ewig besig om onsself te probeer voorberei vir terrible goed wat kan gebeur. En dis boosheid, volgens wysheid van Salomo. Dis 'n boosheid om dit te doen. En jy weet vir my is dit, wanneer ek hierdie stukke lees, is dit nie om net vir julle te sê oppas wat jy doen nie. Dis vir myself om te besef, ek doen dit ook. En ons moet onsself die hele tyd stop van daai rigting gaan. Ons moet ons gedagtes keer en sê, Vader het my nie 'n gees van vrees gegee nie. Ek moet hom vrees, niks en niemand anders nie. Want sy gedagtes vir my is ten goeie. Hy wil my seën en my lei en my bewaar. Hy wil my nie kwaad doen nie. So wanneer die gedagtes inkom, beteken is dit ons eie gedagtes wat ons opbring of die vyand wat ons wil bang maak. Daarom lê ons in die middel van die nag wanneer almal slaap en bekommer onsself oor goed wat nog nie gebeur het nie. Wat ons probeer onsself emosioneel voorberei. So ja, dit is 'n harde vers daarin te besef dat 'n vader se oë is dit boosheid, ja? Of volgens wysheid van Salomo. Sirach 2 vers 14 tot 15. Wie julle wat moet verloor het. Wat sal julle doen wanneer Jahwe julle besoek? Die wat die Jahwe nie vrees nie, sal nie stand hou nie in die dag van beproewing. So wanneer die tyd van beproewing kom, of soos ons het ken, verdrukking, en ons het nie ons vrees op die regte plek nie, gaan ons dit nie kan weerstaan nie. Ons gaan nie kan staande bly nie. Want Vader sê, jy is daai tyd ingeperk, sodat die verkose of die remnant nie mislei gaan word nie. Want dis so erg dit gaan word, dat Vader die tyd moes inkort. Daar gaan vinnig nou, né? 'n week voel soos 'n oogwink, Sabbat voel vinniger as 'n oogwink, as jy ooit fees dit weer Sondag. Maar Vader kort die tyd en ons kan fisies in ons lewens vandag begin sien hoe word daar korter. Is dit omdat ons reeds in die tyd van beproewing is? Ek sal sê die beproewinge begin die dag wat jy die waarheid ontdek en terugdraai na Vader. Die dag wat jy gedoop is, het jy 'n groot vet teken op jou kop geverf. Maar ja, want jy dra die seël van Jahwe op jou.
So daar gaan beproewings kom. Is dit al die tyd van verdrukking? Ek glo nie dit is die 7 jaar wat ons verwag nog nie. Dis naby genoeg, maar ek dink nie ons is 100% in dit nie. Maar daarom as ons nou nog nie eens 100% in dit is nie, en ons laat al toe dat die vyand ons gedagtes met vrees regeer, dan besef ons dat as ons nie nou buckle down en ons gedagtes vasvat en kazakemans nie, dan gaan die vyand ons oorwin wanneer dinge erger begin raak. Want in Engels is die gesegde of jy die skrif lees, he will wear out the saints. So die wat gelowig is, gaan hy absoluut in die grond in hardloop soveel as wat hy toegelaat word om te doen. Maar ons het vroeër gelees ook dat Vader sê, al gaan jy deur diepe waters, en al kom die vure, jy sal nie vernietig word nie, want jou vertroue moet op hom wees. En dan, in 2 Esdras 4, of althans voor Ezra, 2 Esdras, 16 vers 70 tot 71, want daar sal in baie plekke groot verdrukking wees oor die wat in die laaste dae woon. Hulle wat sondig, sal nie ontkom nie. So as jy teen Torah is in daai tyd, sal jy beslis jou einde sien. 1 Enoch 62 vers 11 tot 12, en die konings en die magtiges sal verskrik word, en angs sal hulle oorval wanneer hulle die seun van die mens sien sit op die troon van sy heerlikheid. So die wat Jahwe vrees en gehoorsaam word bewaar. En dan haal ek weer 2 Timoteus 1 vers 7 aan, want Jahwe het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dis my go-to versie wat ek vir myself opsê in die middel van die aand, as daar vreeslike dinge in my kop aangaan. En hoewel ek die Engelse een doen, the Engelse een sê, for Yahweh has not given me a spirit of fear, but of love and of peace and of a sound mind. A sound mind bedink nie vreeslike goed voor dit nog gebeur het nie. A sound mind laat homself nie in 'n bol en stres oor goed wat moontlik kan gebeur maar nog nie het nie. Want a sound mind vertrou Vader. En weet dat Yahweh in beheer is en dan niks gebeur sonder sy eerste nie. So hier so die volgende onderwerp is vreesagtigheid as teken van ongeloof in die laaste dae. Vrees vir mense lei tot ongehoorsaamheid. Spreuke 29 vers 25, die vrees vir mense span 'n struik, maar hy wat op Jahwe vertrou is veilig. Vrees vir mense in ons geval sal wees om winkel toe te ry en bang te wees iets vreesliks gebeur met jou. Ek sê nie ons moet onverskillig wees nie, ons bly in die Wille Weste en die suide, jy moet jou head on a swivel hou, as ek die Engels in my sê, so gesegde kasteel. Jy moet nie roekeloos wees met jou veiligheid nie, maar jy moet ook nie die hele tyd loop met 'n vrees in jou hart nie. Jesaja 51 vers 12 tot 13, wees jy dat jy vrees vir 'n sterflike mens en vergeet Jahwe is jou maker. Wanneer vrees vir mense groter word as vrees vir Jahwe, begin afvalligheid. Ongehoorsaamheid bring verbondsvloek en innerlike vrees. Levitikus 26 vers 14 en 16. Maar as julle na my nie luister nie, dan sal ek verskrikking oor julle beskik. In Deuteronomium 28 vers 65 tot 67. Jahwe sal jou daar 'n bewende hart gee vanweë die vrees in jou hart waarmee jy sal vrees. So die vrees self word deel van die oordeel. Dis deel van die straf, daai vreesagtigheid. In tye van verdrukking word harte geopenbaar. In Matteus 24 vers 9 tot 12. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee. Baie sal struikel en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van meeste verkoel. In Markus 4 vers 16 tot 17. Wanneer daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. Verdrukking skei ware geloof en oppervlakkige geloof. So die verdrukking gaan nodig wees om die koring van die kaf te skei. En so jy sien wie is die bokke, wie is die skaap. En op hierdie stadium groei die kaf saam met die koring. Want as dit te vroeg uitgeruk word, dan gaan die koring saam met dit uitgeruk en vernietig word, né? Nou van ons kan maar gaan dieper dink wat dit beteken in menslike of fisiese tye of in die geestelike wêreld, wat beteken daai vers presies. Koring en kaf kan dalk verwys na familie, wat jy baie na aan is. Of vriende.
ook medegelowiges. Vader, laat ons almal nou saamgroei, maar wanneer die tyd van verdrukking kom, sal die mense se harte blootgestel word. Wie is waar? Wie se vertroue is werklik in hom? Wie se vrees is werklik in hom? En wie se is nie? Want die wat nie is nie, wat nie reg is nie, hulle gaan vernietig word, hulle gaan val en hulle liefde sal verkoel. Die vreesagtiges word met ongelowiges verbind. In Openbaring 21 vers 8 weer eens, maar wat die vreesagtiges aangaan en ongelowiges, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. So hierso is die vreesagtiges en ongelowiges saam. Hebreërs 10 vers 38 tot 39. Maar die regverdige sal uit geloof lewe. En as hy hom onttrek, my siel geen welbehae in hom nie, maar by hom is daar geen onttrekking tot verderf nie. So vrees is gelyk aan die geloof verlaat. Dan apokriewe bevestiging, hy laaghartiges sal nie stand hou nie. In Sirach 2 vers 14 tot 15. Weet julle wat moed verloor het? Wat sal julle doen wanneer Jahwe julle besoek? Die wat jou nie vrees nie, sal nie stand hou in die dag van beproewing nie. Wysheid van Salomo 17 vers 10 tot 11. Boosheid is laf, altyd onder druk van die gewete, vergroot sy die vrees. Die skuld en ongehoorsaamheid produseer innerlike verskrikking. Dan 2 Esdra 16 vers 70 tot 71. Skies, baie van hierdie verse klink dieselfde, maar dit is net 'n verskillende deeltjie wat aangehaal word hierso. Daar sal groot verdrukking wees oor die wat in die laaste dae woon. Baie sal omkom deur hongersnood en swaar. Die wat Jahwe vrees word bewaar. In Jesaja 33 vers 6. Die vrees van Jahwe, dis sy skat. Maleagi 3 vers 16 tot 18. Toe het die wat Jahwe vrees met mekaar gespreek en 'n gedenkboek is voor hom geskrywe. En daar staan, ek sal hulle spaar. In Enoch 62 vers 15 tot 16. Die regverdiges en uitverkorenes sal gered word en hulle sal nie meer die aangesig van die sondaars sien nie. Wat 'n beautiful dag sal dit nie wees nie, né? So die opsomming daar van die skrifte wat ons gelees het is, vrees vir mense lei tot kompromie. Kompromie lei tot ongehoorsaamheid en ongehoorsaamheid bring innerlike vrees en uiterlike oordeel. Die vreesagtiges word met die ongelowiges gereken. En die wat Jahwe vrees en volhard word bewaar. So, Kazaka mas, my liefste sissies in Jahwe. As hy vir ons is, wie kan teen ons staande bly? So ja, ons het nou nie vreeslike baie goeders, vreeslik baie skrifte gehad om met julle te deel, en dit is nie 'n baie lang onderwerp gewees nie, maar ek dink die punt is deurgebring, né? Ja. Ek weet nie of enige iemand anders nog vrae het wat hulle wil vra in terme van dit nie. Julle, ek het nie 'n vraag nie, ek het nou ek het 'n praktiese prentjie wat ek in my kop het wat ek baie graag met julle wil deel, want terwyl ek het gedink het toe ja, ekskuus, wil jy eers wat gevra is Monties voordat ek nou by prentjie vir julle. Gaan voorttree, ons luister graag. Okay, hier so in die middel van jou praatjie toe kom die gedagte by my op. Dis nou al 'n bietjie praktiese raad, 'n praktiese uitvinding. Ek is 'n perdevrou. Ek lief perde. En ek het al die jare altyd as mense angstig geraak. Nou, okay, dis nou 'n bietjie iets anders, maar enige in 'n angstige situasie. As 'n mens dis fisiologies, dis ons mense werk, dan begin ons vlakker asemhaal of ons hou op met asemhaal. Ons hou ons asem op. En so ek dit dink en ek wil sê dis 'n praktiese ding. As mens in 'n situasie kom, konsentreer daarop om diep asem te haal, soos nou. Ek kan nou te plak as in Engels. Laat 'n mens lekker diep in en uit asem en weet julle wat 'n wonderlike prentjie kom toe nou by ons. So dan kyk, wat is Vader se naam? Jod-Hy, Vav-Hy, dis die asemhaling van dis deel van die lewe, hy gee lewe, hy is die asem in ons longe, in ons wese. En as ons op asemhaal fisies, dan sny ons amper sy krag in ons lewe uit. En so dog ek as ek nou in my eie situasie, ek het nog altyd net gesê, net fisies haal diep asem, dan gaan jou stresvlakke af en jou angstigheid van af. Maar toe ek nou hierdie prentjie kry van half op 'n geestelike vlak dat
as ek begin diep asemhaal, dan is dit amper asof ek Vader toelaat om vir my die rustigheid in my liggaam te gee. Dat dit sy naam is wat jy amper in en uit asem. Ek weet, dit was vir my die eerste keer, dit is letterlik die eerste keer in al my 57 jaar dat ek nou dit op 'n geestelike vlak besef het, waar so maar die fisiologiese, fisiese probleem as ons angstig raak, dit is op 'n asemhaal. Kan ons amper beter na geestelike ding. Ek weet dit was vir my kosbaar. So miskien beteken dit iets vir iemand, maar prakties is dit regtig goeie raad, dat mense hormone alles begin rustiger raak as jy konsentreer, jy moet fisies konsentreer, want ek dink mense besef jou op met asemhaal. Net soos wat ek dink, dat jy geestelik besef ons nie op die stadium, as jy in 'n angstige situasie is, dat jy nie wat is die woord wat ek soek, spesifiek fokus op Vader en op sy teenwoordigheid deur jou asemhaling. Ek weet nie, dit is my kos. Dit is maar my deeltjie, hoor. Okay, goed. Dankie, Dis baie Riet. mooi en dis baie waar. Dankie, Riet. Ja, jy weet, baie mense sal sê in 'n situasie, haal net asem. Dit is basically waarop dit neerkom. Dis presies Haal net so, ja. asem. Lily, jy sê nou ons moet die 2 Makabeërs 7 lees. Het jy dit by jou? En toe jy dit nou by jou? Ek gaan kyk. Is dit 2 Makabeërs 7? Ek gaan vat. Dit heel moontlik net 'n Engelse weergawe 2 vers 7. Kom ons kyk. When Jeremiah saw this, he charged them, saying, "As for that place, it shall be unknown until the time that Elohim gathers his people together again and receives them in kindness." But dat ek reg teen weet. 2 Makabeërs hoofstuk Oei, 7. 2 Makabeërs 7. O, ekskuus. 2 Makabeërs 7. Vers of is dit die hele stukkie? Ek dink die hele hoofstuk. O, okay. All right, kom ons begin. It also came to be that 7 brothers with their mother were taken and compelled by the sovereign against the law to eat pig's flesh and were tortured by the scourges and whips. But one of them that spoke first said, what would you ask or learn from us? We are ready to die rather than to transgress the laws of our fathers. Then the sovereign, becoming enraged, commanded pots and cauldrons to be heated. These promptly being heated, he commanded to cut out the tongue of he that spoke first, and to cut off the outer parts of his body, with the rest of his brothers and his mother looking on. Now, when he was mutilated in this way over his entire body, he commanded him, while still alive, to be brought to the fire, and to be fried in the cauldron. And as the smoke of the cauldron spread widely, they encouraged one another with their mother to die bravely, saying, Yahweh Elohim watches over us, and in truth has compassion on us. As Moshe spoke in his song, which witnessed to their faces, saying, and he has compassion on his servants. So when the first had died in this manner, they brought the second, to make him a mockery. And when they had pulled off the skin from his head with the hair, they asked him, will you eat before you are tortured over every part of your body? But he answered in his own language and said, no. Therefore he also received the next torture in turn, as the former had. And when he was at the last gasp, he said in wrath, you remove us from this present life, but the sovereign of the world shall raise up we who have died for his laws unto everlasting. After him, the third was made a mockery, and when demanded, he immediately put out his tongue and held out his hand bravely and said courageously, these I had from the Shamayim, and for his laws I despise them, and from him I expect to receive them again. Therefore the sovereign and those that were with him marveled at the young man's courage, that he regarded the pain as nothing. Now, when this man was also dead, they tortured and mutilated the fourth in a similar way. Now, when this man was also dead, so when he was ready to die, he said, it is good to be put to death by men.
to look for expectancy from Elohim, to be raised up again by him. As for you, you shall have no resurrection. Afterward, they brought the fifth also and mutilated him. Then he looked at the sovereign and said, you have power over men. You are corruptible. You do what you want, yet do not think that our nation is forsaken by Elohim. But wait a while and see his great power, how he will distress you and your seed. After him they also brought the sixth, who being ready to die, do not be deceived by any means, for we suffer these matters because of ourselves, having sinned against our Elohim. Therefore great matters are done to us. But do not think, you who takes in hand to strive against Elohim, that you shall escape unpunished. But the mother was greater above all and worthy of honorable remembrance. For when she saw his 7 sons slain within the space of one day, she bore it with good courage because of the expectancy that she had in Yahweh. So also encouraged every one of them in her own language, filled with a courageous spirit and stirring up her womanly thoughts. With a brave face, she said to them, cannot tell you how I came into my womb, for I neither gave you breath nor life, nor was it I that formed the members of every one of you. But without doubt, the creator of the world who formed the generation of man and revealed the beginning of all, will also give you of his own kindness, breath, and again, as you disregard now your own beings for the sake of his laws. Now while the youngest was still alive, Antonius, thinking himself despised and suspecting it to be a reproachful speech, did not only encourage him with words, but also assured him with oaths that he would make him both a rich and man if he would turn from the laws of his fathers, and that he would also accept him as his friend and trust him with affairs. When the young man would in no way listen to him, the sovereign called his mother and encouraged her that she should counsel the young man to save his life. And when he had encouraged her with many words, she promised that she would counsel her son. But she, bowing herself toward him, laughing the cruel tyrant to scorn, spoke in her nation's language in this way, O my son, have pity on me, who bore you in 9 months in my womb, and gave you 3 years and nourished you and brought you up to this age and endured the troubles of teaching. Please, my son, look at the Shamayim and the earth and all that is in them, and consider that Elohim made them for that which was not, and so was mankind made likewise. Do not fear this torturer, but being worthy of your brothers, accept your death, that I may receive you again in kindness with your brothers. While she was still speaking these words, the young man said, whom do you wait for? I will not obey the sovereign's command, but I will obey the command of the law that was given to our fathers by Moshe. And you, who has been the author of all evil against, again, is it the, sorry, hierdie is die scriptures en partykeer is daar blokkies en goedjies waar daar woorde moet wees. Shall not escape the hands of Elohim. For we suffer because of our sins. And although the living Elohim is wroth with us a little while for our discipline and correction, yet he shall be at one again with his servants. But you, O wicked man, and of all others most evil, do not be lifted up without a cause, nor puffed up with uncertain expectancies, lifting up your hand against the servants of Elohim. For you have not escaped the judgment of El Shaddai, who sees all. For our brothers who now have suffered, who have suffered a short pain, are dead unto Elohim's covenant of everlasting. But you, through the judgment of Elohim, shall receive righteous punishment for your pride. But I, as my brothers, offer up my body and life for the laws of our fathers, pleading to Elohim that he would speedily be kind to our nation, and that you,
by torture and plagues may confess that he alone is Elohim, and that in my brothers and I, the wrath of the Almighty, which is brought upon our nation may cease. Then the sovereign being enraged and taking seriously how he was mocked, treated him worse than all the rest. So this man died undefiled and put his whole trust in Yahweh. Last of all, the mother died after the sons. Let this be enough now to have spoken concerning the idolatrous feasts and the extreme tortures. So daar is 'n rowwe stuk, né? Ja, en baie mooi. Ja. Jy weet ek wou op sommige gaan vir ChatGPT vra om vir my die stuk in Afrikaans te gee want my boek is nou daar in die voorvertrek. Hy wou nie eers dit uittik nie. Want dit is seker te graphic vir hom. So hy mag nie dit vir my uittik nie. Hy het net vir my 'n pretty opsomming van die hoofstuk gegee. Vir jou revision nou net, né? Dat 'n ma het al haar seuns verloor en nog steeds het sy die laaste een encourage om nie in te gee vir die vyand nie, om nie toe te gee vir hulle vir wat hulle wou hê nie. Jy weet ek wil eintlik nou vir julle net gou hier in Psalm 46 ook gelees het. Ek het dit hierdie week gelees. Dit is vir my so 'n mooi stukkie. God is 'n toevlug. Jahwe is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en dan wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. Jahwe is daar binne, dit sal nie wankel nie. Jahwe sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel en hy het sy stem verhef. Die aarde bewe. Jahwe sê wat is met ons? Jahwe van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom aanskou die dade van Jahwe wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat ophou, tot by die einde van die aarde die boog verbreek en die spiesstukken slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek Jahwe is, ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Jahwe sê wat is met ons? Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. So nou met daai, jy weet wat dit sê, hy gaan die oorlog laat ophou, moet die oorlog eers begin, hè? Baie interessant, hoor ek nou net, dat Israel en Amerika het Iran aangeval. En ek en Wynand het juist nog daaroor gepraat en hy sê, terwyl ons daaroor praat, het die eerste missiele al geval. En dan verstaan ons, hoekom het Trump Venezuela aangeval, eerste, né? Of Venezuela oorgevat. Hy het hom oorgevat, dat die president van Venezuela in hegtenis geneem en sy land by hom gevat. Want hulle wou hulle olie eers gou secuur. Of hulle, want Venezuela is ook ryk in olie. En daarom het hulle nou gegaan en Iran aangeval. So hulle is nie te verleë oor olie nie aan Iran nie. So die wars and rumors of wars is nie meer net rumors nie. Dit bietjie afgeskop nou. Of dit gaan stop weer en of dit gaan momentum optel, dit sal ons nou maar moet wag en sien. Maar vandag se jy weet soos 'n hele sessie maak sin dan, né? Wat ons moet verstaan dat in hierdie tye van oorlog en vrees en angs moet ons nie toelaat dat dit ons oorweldig nie. Kyk hoe daai ma seuns encourage om deur te druk en vas te byt. Want ons vrees is vir Jahwe en ons liefde en ons respek. En as ons in sy Torah vashou, dan gaan hy ons beskerm. Dan is hy ons rotsvesting. So, is daar enigiets wat julle sissies nog wou add of wou vra? En dan wat is julle voorstelle vir volgende week? En ons altyd net op die groepie ook as julle later aan ietsie dink. Ja, julle kan Dit wou ek nou vir julle sê, Annelie wou hê ons moet die sekere van die goed wat ons hier in Afrikaans bespreek, weer in Engels doen vir die sissies in Amerika ook. Nou sy het ook soos die podcast kind of ding wat ons het hierso, maar hulle het dit Sondag aand by ons, dus oggende by hulle, wat hulle ook so net 'n paar sissies op die paneel versies goed rondom 'n spesifieke
topic het wat hulle bespreek en so aan en dan post hy dit ook op YouTube channel. Maar toe dog ek, dalk sal dit beter wees as ek 'n live doen op ons YouTube channel Bring Jou Lampie. Maar dan gaan dit in Engels wees vir die sissies in Amerika of waar ook al oral hulle is in oorsee, want ek weet Tella's in UK en ons is sissie in Australië ook. Toe dog ek as ons 'n live doen op Bring Jou Lampie YouTube channel, dan kan julle ook inskakel as julle wil. Dan doen ons 'n paar van die goed in Engels ook. En dan kan julle betrokke wees en 'n bietjie met die sissies in Amerika gesels en so aan. Ons gaan dit binne in ons groepie hou. Obviously kan ons nou nie keer weer die live join nie, daarom gaan ek heel waarskynlik laat Angie ook daar wees dat sy kan mense monitor en stil maak as hulle simpel geraas maak of so. Mense is welkom om te luister, maar ons soek nie disruptions nie. Die fight is nie by ons nie, die mans fight die fights. Ons wil net praat en vader groei as sisters. So dit is ook ietsie wat ek met julle wou bespreek. Sal julle belangstel as dit 'n live doen of moet ek maar net op Annelies se podcast gaan en dan as sy dit gepost en dan stuur ek die link vir julle. Ons kan gaan vote. Lily sê die live, Red sê live. Wie nog? Dankie Chantal. Okay, so ver het ons. Okay, die live. Goed, ek sal dan vir Annelies sê, ons sal die live op Bring Jou Lampie doen. Ons sal dit moontlik volgende week die eerste ene doen. Hulle het nou klaar hulle topic vir hierdie week vasgemaak. Dan sal dit heel waarskynlik, dit gaan nie ons Bring Jou Lampie sessie affekteer van Saterdagoggende nie. Ons gaan dit dan moontlik so 3 of 4 Sondagmiddag doen dan, hier by ons. Laat dit nie te vroeg is vir die sissies in Amerika nie, sodat hulle kan inskakel en saam luister. Ja, bonus. So dan sal ons dit so doen. Ek sal net by Annelie ook seker maak, want sy moet Sondagoggende moet sy terug gaan werk. So laat ons dit reg kry en dan doen ons dit live in Engels saam met hulle. Dan gaan ek uiteraard ook laat Angie haar stukkies ook in Engels voorberei. Roep ek haar hier in sonder om haar voor te berei. Ek sê net vir Okay. So, okay, cool. Dan sal ons die reëlings deurgee vir julle. Ek gaan afsluit. Angie, wil jy die Kazako matsliedjie speel of moet ek jou nou wat ek opgebouwd het in die begin speel? Speel wat ook al werk. Okay. In elk geval, sissies, ek gaan die laaste liedjie speel en dan moet julle 'n geseënde Sabbat hê. Lekker leer, lekker rus. Baie liefde. Maar almal lekker dag. Nou gaan Annie 'n paar vrae. O. Gaan ons nog steeds op Saterdag 1 in Afrikaans doen? Nee, Ruby, die idee is maar net om hier en daar van die topics in Engels te doen op Sondagmiddag saam met vir die Amerikaanse sissies. En dit sal 'n live wees op YouTube soos Japie sy goed doen. Ek moet net nog uitfigure hoe gaan ek dit doen. Maar nee, dit gaan nie ons Saterdagoggend Bring Jou Lampie affekteer nie. Ons gaan dit nog steeds op doen in Afrikaans. So ja, ons gaan Saterdag in Afrikaans en Sondagmiddag lives op YouTube. Dit gaan nie 'n aanhoudende ding wees nie. Daar's net 1 of 2 topics wat Annelie wou ons moes met hulle deel. Wat is die standpunt oor die doel van die shofar in ons tye? Bedoel jy in terme van oorlog of net vir shofar blaas soos ons gewoonlik maar doen uit gewoonte vir Sabbat, in jou Sabbat begin? Ek het nou nie die skrifte byderhand nie, maar daar is skrifte wat vir ons uitbeeld dat wanneer jy die shofar blaas, trek jy die aandag nie net van Vader in die hemel nie, maar die engele ook. Ja, die hele Ja, dit is 'n geluid wat hulle aandag trek na jou toe. Sodat wanneer jy daai shofar blaas, is die aandag van die hemel op jou. Dis pretty awesome. So ja, daar is 'n tyd vir die trompette en die shofars in oorlog, by die priesters sekere maniere hoe hulle hom blaas, wat laat weet watter deel van die linies moet uittrek en wie moet wat doen. Dis 'n hele ding. Ek dink nie ons hoef daaroor te worry. Dit klink soos 'n mansprobleem vir my daai. Maar vir ons, as ons net die shofars blaas om Vader se aandag te trek na ons toe in soos byvoorbeeld met die Sabbat, as ons die Sabbat begin almal blaas, van die kleintjies tot die grootes, ewen die 2-jarige het sy klein merino horingkie. So ja, dan blaas ons
Dan blaas ons almal shofar, want dit is 'n fees, né? En in die feeste het hulle altyd die shofars geblaas. So, ek dink dit is nog baie relevant vir vandag. En dit is ook die mooiste geluid as almal so saam blaas. Jy weet sommer net, almal kyk na jou van bo af. Dis awesome. Nou goed, ek gaan begin met die liedjie, maar ek wil net eers seker maak daar is nie 'n funny advertensie wat daar. Ek gaan maar Kazaka Mat speel. Kom ons onthou net om te share. Ek gaan my kamera afsit. En dan moet ek eers die skerm met julle share. Dan kan julle ook die liedjie hoor en nie net ek nie. In die veld van stryd staan ons weer. Die wind van Jahwe roep ons hoor. Nie deur swart of vlees se krag, maar deur sy gees, deur sy lig en mag. Die aarde sidder, die hemel hoor. Ons sou geskree klink sterk en seer. Ons vlug nie weg, ons val nie neer. Jahwe ons skuiling, ons alles meer. Kasatamas, Jahwe is naby. Sy vuur in ons, sy woord bly vry. Kasatamas, geen vrees, geen skaam, want Jahwe self bou sy volk se naam. Jong manne struikel, word moeg, geen swak, maar die wat wag op Jahwe staan vas. Hulle styg soos arende oor storm en vlam, gedra deur sy asem, deur sy groot naam. Maar deur sy waarheid keer op keer gelaat. Ons loop en word nooit moeg of swak, want Jahwe gee krag aan die wat vra. Kasatamas, Jahwe is naby. Sy vuur in ons, sy woord bly vry. Kasatamas, geen vrees, geen skaam, want Jahwe self bou sy volk se naam. Moenie vrees nie, o Israel staan. Meer is by ons as die vyand se baan. Ons wapens is geloof, ons skuld is Torah. Ons lied is lof van Jahwe ons Vader, ja. Wie is ons krag? Jahwe ons Vader. Wie bring die oorwinning? Jahwe. Jahwe ons Vader. Die groot is. Kasatamas, Jahwe is naby. Sy gees lei ons deur vuur en lyding by. Kasatamas, deur berge en tuin. Sy volk staan vas in waarheid en lig. So my sissies, julle moet 'n geseënde Sabbat hê en lekker rus. Ons gesels volgende week weer. Ek sal die recording se link post sodra hy beskikbaar is op YouTube.